Goeiedag geliefdes, ons luister na Eksodus 30 verse 1 tot 8 en ook dan Matteus 27 verse 50 en 51. Eers Eksodus 30 verse 1 tot 8. Jy moet 'n altaar van doringhout maak om daarop wierook te brand. Dit moet 'n half meter in die vierkant wees en 'n meter hoog. Sy horings moet 'n eenheid daarmee vorm. Jy moet die bokant, die sy rondom en die horings met suiwer goud oortrek en 'n goue lys rondom die altaar vassit. Jy moet 2 goue ringe vir elke kant maak en dit aan weerskante teenoor mekaar onderaan die lys vassit om die draaghoute waarmee jy die altaar moet dra, daardeur te steek. Jy moet die draaghoute van doringhout maak en hulle met goud oortrek. Sit die altaar dan neer voor die voorhangsel wat hang voor die ark met die getuienis, voor die deksel op die getuienis waar ek jou sal ontmoet. Elke oggend wanneer Aaron die lampe versorg, moet hy geurige wierook op die altaar brand. Elke aand wanneer hy die lampe aansteek, moet hy wierook brand. Die wierookoffer moet altyd, ook deur julle nageslag, vir my, die Here, gebring word. En dan ook Matteus 27 verse 50 en 51. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In hierdie gedeelte hoor ons hoe die wierookaltaar gemaak en gebruik moes word. Let daarop dat hierdie nie die enigste altaar by die tempel was nie. Daar was ook 'n brandofferaltaar wat in die voorhof van die tempel by die ingang gestaan het. Op die altaar is die diere geoffer. Die wierookaltaar was binne in die tempel en dit was net vir wierook bedoel. Die wierookaltaar het reg voor die voorhangsel van die tempel gestaan. Die voorhangsel was 'n gordyn wat die heilige deel van die tempel geskei het van die allerheiligste waar die verbondsark gestaan het. Die verbondsark is die simbool van God se teenwoordigheid onder sy mense. Die wierookaltaar moes dus so naby as moontlik aan die troon van God staan. In Eksodus 40 lees ons die opdrag wat die Here aan Moses gee oor hoe die tabernakel opgeslaan moet word. In vers 5 kry hy die opdrag in verband met die wierookaltaar. Die goue wierookaltaar moet jy neersit voor die ark met die getuienis en dan die voorhangsel in die deur van die tabernakel hang. Die priesters moes dus eers die ark neersit en dan die wierookaltaar reg voor die ark. Eers daarna moes hulle die voorhangsel tussen die ark en die altaar ophang. Dit is amper asof die gordyn nie daar hoort nie en dit eers later bygevoeg word. Die voorhangsel is dus 'n hindernis of 'n skeiding tussen die ark en die altaar. Ons het gesê dat die ark die teenwoordigheid van die Here simboliseer. Die wierookaltaar is weer 'n simbool van die gelowiges se gebede. Die gelowiges kan dus nie voor God verskyn nie as gevolg van die gordyn. Die gordyn is nodig omdat mense sondaars is. In Matteus het ons gelees dat toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het, het hierdie voorhangsel van bo na onder geskeur. Die Here het self hierdie hindernis tussen hom en die mens kom verwyder deur vir ons sondes te betaal en die finale versoenoffer te bring. Nou kan elke gebed sonder 'n hindernis soos wierook voor God opstyg. Voor Jesus gekruisig is, kon net die hoëpriester by die ark uitkom en hy kon dit ook net eenmaal per jaar doen, terwyl hy baie streng reëls volg. Jesus maak dit vir ons moontlik om elke dag vrymoedig tot God te bid. Ons kan enige tyd en enige plek met ons Vader praat, omdat Jesus die pad vir ons oopgemaak het. As ons in die naam van Jesus Christus bid, moet ons dit onthou. Ons moet onthou dat ons kan bid as gevolg van die offer wat hy aan die kruis gebring het. Nadat hy gesterf het, het hy ook uit die dood opgestaan en opgevaar na die hemel. Daar sit hy nou aan die regterhand van God
en tree vir ons in gebed. Hy bid namens ons. Jesus gee ook aan ons die Heilige Gees, wat ons hier op aarde lei, om self tot ons Vader in die hemel te bid. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Dis Hebreërs 4 vers 16. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om tot U te mag bid, dat Jesus Christus dit moontlik gemaak het, dat ons met vrymoedigheid tot U kan nader, en al ons begeertes met gebed en smeking en danksegging aan U kan bekend maak. Ons wil U loof en prys vir wie U is. U is die almagtige, ewige God. U is oral teenwoordig. U is wys en regverdig. Ons bely ons sondes voor U. Ons weet, ons is nie waardig om voor U te verskyn nie, maar U maak dit moontlik. En daar waar ons nog in ons daaglikse lewe teenoor U oortree, vra ons dat U ons sal vergewe. Ons doen voorbidding vir ons skole en ons onderwysers. Wil U ook hulle werk seën? Ons bid vir ons graad 11 en 12 leerlinge wat besig is met eksamen. Wil U ook hulle daarin seën en dat hulle alles sal onthou wat hulle geleer het. Ons bid vir ons regstelsel, vir ons howe en ons regslui. Seën ook die werk wat hulle doen, gee vir hulle wysheid in die besluite wat hulle neem. En dat daar ook reg en geregtigheid in ons regstelsel sal wees. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus. Amen.